a planning cycle should be initiated by the formation staffs. The result of the planning cycle is a plan according to which the mission should be carried out. It is both informative and interesting, in retrospect, to listen to what the formation staffs presented in contrast to what actually happened. Among others, the following questions can be asked. A. Was the force strength, deployment and composition of the enemy correctly evaluated? Die stellingssele begin redelik ver van die rivier af. Die plekkie bekend as Nieuw Samaria, wat hier gelees, hulle sê tussen die brug en Nieuw Samaria is daar nie stellings nie. Ou stellings wat daar was, het hulle begin kannibaliseer en die pale en goed gebruik om hulle stellings verder vorentoe te verbeter. Hulle het blykbaar 'n probleem in die gebied omdat daar baie min bome is en hulle kry nie genoeg pale om oordentlike bunkers te bou nie. So ons kan miskien verwag dat die bunkers daar so nie van die wonderlikste gehalte gaan wees nie. B. Was the enemy's course of action and reaction to own forces' actions correctly predicted? Yes, hulle sê hy is in so 'n sirkelformasie ontplooi met twee van die wapens wat hier na die weste en suidweste gerig is in geval van enige van ons vliegtuie wat so met die rivier langs kan 'n aanval doen en die ander dan natuurlik na die front. En dan die vyfde ene sê hulle is hier in die omgewing oos, suidoos van die brigade HK wat hulle dan blykbaar in 'n grondrol wil aanneem. Daar is ook 23 mm net hierso op die westelike oewer naby die brug ontplooi gewees en ons artillerie het toe gisternamiddag laat het hulle daar bombardement neergebring op hom en hulle beweer dat hulle daai 23 mm uitgeskiet het. En dan het hulle twee 14,5 masjiengewere, een aan weerskante van die pad op die oosoewer en een van die is ook blykbaar gister deur die artilleriebombardement uitgehaal. C. Were all relevant factors which could influence the outcome of the operation considered during the appreciation phase? Die aard van die saak, al die foes wat saam sal beweeg om die weer moontlik te maak. Die plan in breë trekkers is dan basies dat die 120 en die G2 battery plus die 81 mortiere dan die noue vuursteenwapen sal wees vir die aanval self in en om die onmiddellike doelwit, brasant en rook en dat die G5 battery dan uitsluitlik saam met die MVL'e vir teenbombardement gebruik sal word. D. Was the plan, as executed, the best choice and was it viable? Fase 5 is dan die aanval deur die regiment President Steyn op die doelwit Tumpo self. Hierdie aanval voorsien ons om plaas te vind deur 'n tankeskadron wat die aanmars lei, gevolg deur 'n tweede tankeskadron as 'n diepte element om te gebruik vir manoeuvrering. Hierdie formasie voorsien ons sal hoofsaaklik in 'n boksformasie beweeg om sodoende die Ratel 81 mortiervuur peloton sowel as die hoofkwartierelemente wat in die middel saam beweeg te beskerm. Die mag sal dan ook gevolg of vergesel word van twee plofhouders om die mynvelde te bres. Rollers word gemonteer in die omgewing van die VVG om die tanks te spaar en hierdie lang afstand om die oorverhitting te verminder. Hoeveel rollers het julle? Op hierdie stadium gaan ons, as ons al die onderdele bymekaar kry, bevestig 3 rollers hê. 4, maar ons sal net gebruik maak van 3. Goed. Die res van hierdie maggeneraal van regiment President Steyn sal nie verder vorentoe beweeg as hierdie voorversamelgebied en sal net daar bly as 'n reserve element om te gebruik indien die situasie dit wel genoodsaak vorentoe. Ek voorsien dan dat die mag die mynveld met die rollers sal opspoor, plofhouders daar sal gebruik en dan deur middel van maksimum rook wat voorsien word deur die 81's, sowel as die 120 mm battery wat in die noorde is, sowel as die G2 battery wat by 2-1 brigades oustellings ontplooi is, dat hulle maksimum rook en brasant as noue vuursteen wes
en oos van die rivier op daai gebied sal lewer. Ek voorsien dat alles goed gaan, dat die vyand hierdie doelwit sal ontruim wanneer ons ongeveer halfpad deur hom gevorder het. Indien die situasie hom voordoen dat vir een of ander rede ons teen donker nie daarin kon slaag om daai doelwit te verower nie, dan voorsien ek dat ons op 'n stadium die namiddag of gedurende die dag dan nou sal terugtrek en dan 'n nagaanval sal moet probeer met 3-2 bataljon wat dan die tank sal lei in die aanval op die Tunku-gebied self. E. What can be learned from the operation in order to ensure fewer mistakes in similar operations in the future. Logistical support was executed both by road and by transport aircraft at night. C-130 and C-160 aircraft were used for replenishment of urgent logistical supplies from Rundu to Mavinga. From Mavinga, general supplies were transported by road to the brigade administrative area. Artillery ammunition was transported directly to the A echelon or gun positions. It's interesting to note the landing procedure that is followed at Mavinga. Torches marking the runway are lit by UNITA soldiers who sleep in trenches along both sides of the runway. This takes place only seconds before the aircraft lands. The pilot makes contact with the control officer at the airfield by radio. It is vital that the aircraft approach the runway directly, as it would be too risky to circle the landing strip first. This must be done in total darkness. As the aircraft moves down the runway, the backflow created by its propellers extinguishes the torches. Only the light inside the aircraft and the lamp on the forklift are on during the unloading process. Shortly before takeoff, the torches are lit once again. As the aircraft takes off, the backflow again extinguishes the torches, leaving the airstrip in total darkness as the aircraft becomes airborne. Because the brigade administration area covers approximately 25 square kilometers, it isn't possible to show it in its entirety. Commandant Lemmer gave us an overview of the layout of the brigade administration area, its functions, and the problems encountered by the logistical elements. Among the problems pointed out were the following. A. Vehicles became unserviceable at an alarming rate due to the lack of drivers, qualified mechanics, and the condition of the roads. Knelpunte wat hier was, voordat ons hier gekom het, was hoofdzakelijk die voertuie wat op so groot skaal net buiten werking geraak het of ondiensbaar geraak het. Ons skryf er toe daaraan dat daar was te min personeel op die grond wat in die eerste plek drywers wat miskien nie altyd baie goed opgelei was en die toestand van die paaie het 'n geweldige tol geëis op die voertuie en voertuie wat dan deur net een drywer beman was, het 'n geweldige stres op spesifiek die drywer geplaas en die ouens redelik die voertuie verniel. Daar was nie konvooi beheer gewees, behoorlik nie, voertuie het alleen beweeg, as die drywer teespoed opgetel het en die voertuig verlaat. Sodra hy hom verlaat het, is hy gestroop van onderdele deur ander elemente. En dit was as gevolg daarvan, sou ek sê, was dit een van die krisisse gewees. Daar was ook te min voertuie en te min personeel om behoorlik alles te kon doen. Ouens het 24 ure 'n dag aan mekaar gewerk. Huidiglik het die posisie baie verbeter met die brigade wat 'n baie groter mannekrag, veral by hulle ondersteuningsdienste het. Ons kan huidiglik kan ons 2 drywers per voertuig opsit waar die drywers mekaar kan aflos. 'n Ander knelpunt was as gevolg van die feit dat een drywer alleen bestuur het en die kans gekry het om te rus nie, moes hulle noodwendig
Die omdraaitye was lank geweest. Byvoorbeeld hier vanaf Roelo toe was die omdraaityd 6 dae geweest. B. There weren't enough vehicles and personnel available. Only one driver per vehicle was the order of the day. Due to this situation, drivers could not be relieved to rest, which lengthened turnabout times considerably. C. Certain commodities could not be replenished fast enough. There was a shortage of spares, such as tank power packs and rattle engines. D. Artillery ammunition placed a heavy burden on the logistical effort. Ammunisie plaas 'n geweldige druk op ons as gevolg van die feit dat bakruimte ammunisie vat geweldig baie bakruimte, maar nie soveel missiele. En het jy 'n geweldige klomp voertuie nodig net om ammunisie alleen te vervoer. Nou ons probeer nou dit oorbrug, die probleem deur van die lugkop af die voertuig op wiele te hou in die brug net as 'n in transito te hou en reguit te stuur na die front en dit daar ook op wiele te hou sover as moontlik en dan die voertuie om te ry op 'n een-vir-een basis leeg vervul. En dit werk nogal redelik goed op hierdie stadium. E. Third line provision from Rundu to the brigade administration area was limited. Dat die derde lyn funksie vanaf Rundu na die Bag was ook maar beperk geweest. F. Drivers drove too fast on the roads, causing vehicle breakdowns and accidents. Commandant Lemmer also pointed out that many of the problems were either solved or reduced since the operation was taken over by their balanced formation.